Prof, jy's nou al nader aan aftrede as ek. En Ja, een nee, as ek so na jou grys hare kyk, dan wonder ek wie's nou eintlik nader aan aftrede. prof, het gaan die grysheid, wysheid met die grysheid. Maar in elk geval, een van die moeilike besluite wat mense moet neem, is 'n lompsom met aftrede. Moet ek dit vat? Moet ek dit nie vat nie? Help bietjie. Jaco, dis nog 'n vraag wat gereeld opkom en natuurlik word dit beïnvloed deur het jy nog skuld? Beplan jy om dalk 'n nuwe motor te koop of daardie vakansiehuis waarvoor jy nou al jare na uitsien? En besef jy dat dit eintlik jou maandelikse inkomste gaan verminder? So as jy wil weet hoe gemaak met 'n lompsom, in die volgende episode gesels ons oor 'n lesersvraag op Moneyweb, wat 'n leser basies dieselfde vraag gevra het. Welkom by Jaco Kwadraat se Potgooi Geniet jou geld. In vandag se episode gesels ons oor 'n lesersvraag op Moneyweb oor wat te maak met 'n lompsom. En ons het besluit ons gaan 'n professionele persoon vandag inkry om die lesersvraag te vra. Kameraman, akteur, regisseur, stemopname ekspert Tenis Nel. Yes, ek weet nie van al daai goed nie, maar ek gaan die vraag lees en kyk ons waar kom ons. Okay, die vraag soos julle gesê het van Moneyweb en hy's in Engels, so verskoon maar die aksent. My retirement projections indicate that I will receive 1/3 lump sum of 2.2 million before tax. To supplement my guaranteed life annuity, would it be prudent to invest 1 million rand in South Africa retail bonds for monthly income and allocate the balance between a fixed deposit for annual income and some funds for emergencies? Daar's hy, so daar het jy die vrae en ek wil jou sommer nou hier ook uitnooi. As jy enige sulke tipe vrae het, kontak ons gerus. Jy kan vir ons 'n e-pos stuur of 'n voice note as dit vir jou makliker is, of selfs 'n video, want dit is daarmee baie meer interessant as ons vir die kykers ook kan wys hoe jy lyk. Ja, dan kan ons jou gesig op die skerm sit in plaas van een van ons twee se ou gesigte wat al nader aan aftrede is en grys hare. Dalk het jy, alhoewel, as iemand 'n vraag oor aftrede vra, sal hulle waarskynlik meer grys hare het as ons. Maar Jaco, jy het gesê voordat ons die leser se vraag moet beantwoord, moet ons net eers 'n bietjie konteks skep. Ja, so ek dink vir my is dit belangrik, die persoon wat die vraag gevra het, mens kan sommer uit die vraag uit agterkom, die persoon het al so 'n bietjie gedink daaroor, hy ken die verskil tussen 'n lompsom en 'n life annuity, ons gaan nou daaroor gesels, maar ek dink is baie maklik dat die kykers nie presies verstaan hoe dit werk nie. So ek dink die beginpunt is om te sê, mense sit jou geld vir jare in 'n pensioenfonds, en ja, ons kan nou daaroor ook al begin tegnies raak, maar ons gaan nou nie te tegnies raak nie. In die ou tyd, die goeie ou dae, nee, was daar nog 'n pensioen waar jy jou geld gegee het vir jou werkgewer. As jy aftree, dan betaal hulle vir jou 'n maandelikse pensioen, en die staatsdiens werk tot 'n mate nog steeds so. Hulle doen 'n berekening. Beïnvloed deur jou laaste aantal jaar se salaris en hoeveel jare jy gewerk het. Ja, en ek wil amper sê dis in 'n mate gewaardigde inkomste op grond van jou bydraes. Maar dis nie hoe moderne pensioen werk nie. Moderne pensioen basies, jou geld word belê in 'n pensioenfonds, maar die dag wat jy aftree, word daai geld, ek wil dit nou mooi versigtig stel, prof, jy my help hierso, is daai geld joune om te bestuur. So hulle gaan eintlik vir jou sê, jy het nou na 20, 30, 40 jaar se getroue diens, getroue bydra, geld wat jy mee iets moet doen. So in hierdie geval van hierdie lesersvraag is dit 6.6 miljoen rand, want hy het gesê 2.2 miljoen is 'n derde, so 6.6 miljoen. Jaco, ja, en tereg wat jy daar sê, die wetgewing in ons land, as ons na belasting kyk en daarna die verskillende pensioenfondse, bepaal gewoonlik dat jy dan 1/3, soos in die leser se geval 2.2 miljoen, as 'n enkel bedrag kan vat, en die res moet jy aanwend om 'n pensioen te koop. Kan ek jou sommer gou daar in die rede val? Wat baie belangrik is, wat mense hier moet hoor, is, jy mag 1/3 vat. Dis nie jy moet 1/3 vat nie. Dis die maksimum. Jy mag nie meer vat nie, en jy mag minder vat, en prof, jy's nou die kenner as dit kom by advies gee vir mense wat op aftrede staan, en ek is redelik seker daarvan, dat jy waarskynlik vir meeste van jou kliënte sê,
ons gaan waarskynlik so 'n bietjie minder vat as 'n derde. Vir meeste kliënte, Jaco, is dit uit 'n suiwer belastingoogpunt uit die moeite werd om eintlik 'n klein bietjie minder te vat. En ons gaan nou kyk wat is die geval van die leser. Okay, en so jy besluit nou oor hierdie derde, jy kan dit in 'n lompsom vat en dis nou waar die hele lompsom ding vandaan kom. So dis die een deel. Die ander 2/3 of meer word dan oorgedra, belê wil ek amper sê, en daar's 2 opsies en dis nogal tegnies. Dis nou waar die Afrikaans so 'n bietjie verwarrend is, prof. Jy nou help. Die een is 'n lyfrente Of 'n lewensannuïteit. en die ander een is 'n lewende annuïteit. Lewende annuïteit. Julle Maar hoor, Jaco, dieselfde, maar Ek verduidelik hom altyd so dat laat ons hoor, die een is eintlik 'n belegging, 'n lewende annuïteit waar jy inkomste trek. Die ander een is eintlik 'n polis wat 'n gewaarborgde pensioen is, gewaarborg. En dis amper soos die oudtydse pensioen, maar basies wat gebeur is, jy vat jou 2/3, in hierdie geval 4.4 miljoen, jy gee dit vir 'n versekeraar en hy sê op grond van duisende somme gee ek vir jou 'n maandelikse pensioen tot die dag wat jy doodgaan en dis wat jy kry. Dis waar die gewaarborgde bedrag vandaan kom. Ja, en daar's nou 'n klomp faktore wat daai bedrag beïnvloed. Het jy 'n tweede lewe wat jy daaraan wil koppel, wil jy dit jaarliks laat verhoog, maar ek dink nie ons gaan nou in daai detail Daai kan nogal tegnies raak, maar ek dink weer is net om saam te vat, jy 2 opsies met daai deel. Of die gewaarborgde pensioen wat amper prof nader aan die oudtydse tipe pensioen is, of jy kan dit belê en is jou geld en jy trek 'n inkomste daar uit. Dit het sy voor- en nadele en dis nie die idee van vandag se episode nie. Vandag se episode se idee is om te sê, okay, ons het nou besluit wat ons gaan doen met die 2/3 of meer deel. Ja, die leser het klaar besluit hy gaan 'n lyfrente daarvoor neem of 'n gewaarborgde pensioen. Okay. So ons nou besluit oor die derde. So ek dink die eerste vraag wat ek sou gevra het as ek nou 'n adviseur was in hierdie situasie vir hierdie persoon is om te sê, moet ons gaan met 'n derde? Maak dit sin om 'n derde? So ek dink die beginpunt amper is die 2/3 wat jy gaan kry, daai gewaarborgde pensioen, is dit genoeg? En dan die ander deel, is dit belastinggunstig? Ja, Jaco, ek sien ek dink ons kan uit die leser se vraag uitsien dat hy het nie skuld of so wat hy die 2/3 wil of 1/3 enkel bedrag op wil spandeer nie. Hy praat ook van hy wil sy inkomste aanvul, so duidelik wil hy 'n bietjie meer inkomste hê. En daarom kan ons met reg vra, maar is dit die beste opsie om die volle 1/3 te neem? En ek het so vinnig 'n sommetjie gaan doen. Prof, ek sou teleurgesteld gewees as jy nie sommetjies gaan doen het nie. Natuurlik. Jaco, wat doen 'n rekenmeester? Hy doen sommetjies. En dalk moet ons net ietsie sê oor daar's 'n glyskaal wat spesifiek geld vir hierdie enkel bedrag met aftrede en hy geld slegs met aftrede, nie met onttrekkings vroeër nie. En hy's eintlik nogal belastinggunstig vir laer bedrag. Ja, en hoe hoër jy neem, hoe groter neem jy so op hierdie bedrag. Jaco, is die luisteraar se of die leser se marginale skaal. Nou dit is nou die bo-punt waar hierdie berekening van hom in die skaal inval, 36%. So ons gaan nou terugkom by ons aannames, maar effektief lyk dit vir my of die leser meer belasting gaan betaal op sy enkel bedrag as wat hy gaan betaal op sy inkomste, en dan is dit onmiddellik vir my al klaar 'n rede om te gaan kyk, maar wil ek regtig die hele enkel bedrag neem. En sonder om te tegnies te raak, jy kan eintlik nog steeds 'n stuk van daai skuif na die, kom ons noem dit die nie lompsom gedeelte, die pensioen gedeelte, maar dit sit by 'n gedeelte waar jy nog steeds dit redelik maklik kan kry, want daar's riglyne hoeveel jy mag vat 'n jaar, so jy kan eintlik 'n groot gedeelte daarvan nog steeds in jou sak kry, maar sonder om die belastingprobleem daarvan te hê. Ja, of net so 'n bietjie meer belastingvriendelik. Ja. So Jaco, voordat ons verder gaan, ons het net 'n paar aannames gemaak. Dis altyd baie moeilik om uit so 'n kort stelling uit 'n volledige prentjie van die leser te kry. En natuurlik, as 'n mens regtig goeie advies wil gee, moet jy dit eintlik hê. So ons het aangeneem in hierdie gesprek ek het aangeneem dat die leser ouer as 65 is. Of baie naby aan 65, want hy sê hy's maar dat hy nou gaan aftree op 65, in daai 65 ouderdomsgroep ingaan, want ek het dit natuurlik nodig vir my belastingberekeninge, dat die rente uit die beleggings gaan gebruik word om sy inkomste aan te vul, dat hy nie enige addisionele rentedraande beleggings het nie, en dan met my skattings van sy inkomste gaan hy
waarskynlik hier in die omgewing van 'n 31% marginale belastingskaal lê. So Jaco, Ja, prof, ek wag in spanning. ek wil begin deur eers die prentjie te skets van dit wat die leser voorstel. Om R1 miljoen te vat, dalk in kleinhandel staatseffekte te belê, die res in 'n vaste deposito wat hy een keer 'n jaar kan inkomste trek. Weet ons mis maar die bonus as ons afgetree het, en dan ook so 'n bietjie hou as 'n noodfonds. So Jaco, ek het gaan kyk, as jy dan 1 miljoen in SA Retail Savings Bonds sit, is jou En ekskuus, kan ek net gou sê, SA Retail Bonds is 'n baie lae risiko belegging. Is ek reg? en dit gee toegang tot, ek wil amper sê, dis hoekom dit retail is, dit gee toegang tot kleiner beleggers om daarin te kan belê. Maar dis lae risiko en dis altyd ironies. Mense dink as jy by die staat geld kry, is dit hoë risiko. Maar wat ons altyd dan net vir ons studente veral sê is, as die staat ondergaan in jou land finansiëel, dan is daar groot moeilikheid. En ons kan negatief wees soos ons wil oor ons land. Ons land se regering is ver van daar af. Dit kan ons wel vir julle sê. Daar's hy. So, hierdie lae risiko opbrengs, Jaco, ek het so 'n bietjie gaan rondkyk. Kom ons werk op 'n opbrengs van so 8.75% as jy jou geld dan daarin sit. Dit is 'n lekker groot bedrag, so jy gaan 'n goeie rentekoers kry. Dit kan ook so rapsie meer wees as jy bereid is om dit lank vas te maak. Maar dit gaan jou so R87.500 vir die jaar rente gee, of so R7.300 per maand om dan jou maandelikse inkomste aan te vul. Dan, as jy nou die oorblywende amper R600.000 dan nou in 'n vaste deposito by die bank gaan sit, kom ons sê jy verdien 6% daarop, dan gaan dit vir jou 'n verdere R34.000 rente vir die jaar gee. So in totaal kan die leser dan so R121.000 rente verdien. Maar, Jaco, en dit is wat ons baie keer uit die oog verloor. Ja, prof. Dit is nie nabelasting nie. Rente is uit 'n belastingoogpunt uit 'n probleemkind. So, as die leser 65 of ouer is, gaan hy R34.000 ongeveer rente korting kry. So op sy eerste R34.000 betaal hy nie belasting nie, maar op die res gaan hy dan belasting betaal. En as ons dit uitwerk op die 31% marginaal, omtrent R27.000 belasting wat jy op jou 121 kan betaal. So eintlik gaan net R100.000 daarvan in jou sak land. Prof, kan ek gou een stapie teruggaan. Net gou, ek dink net iets absoluut duidelik maak vir die kykers. Die persoon het gesê hy R2.2 miljoen as lompsom. Wat ons nou gaan doen is, ons het by daai R2.2 miljoen R600.000 gaan aftrek, want hy moet nog belasting betaal. Yep. So hy gaan nie R2.2 miljoen belê nie. R600.000 gaan na Jan Tax toe gaan, en dan is daar omtrent R1.6 miljoen, en dis waarmee jy werk. Ja, en dit het jy gaan verdeel R1.600.000. Ja, en hy gaan ook nie R121.000 se rente verdien nie, want hy gaan dalk nog R20.000 of wat belasting betaal daarop. So prof, dink jy is 'n probleem? Dink jy hier's iets fout met die som? Die som is reg, maar met die besluit, is dit die beste besluit? Tot op hierdie punt, ek wil amper sê, daar's nog nie 'n probleem met die besluit nie, maar daar's 'n paar ander goed wat vir my belangrik is, wat 'n mens in gedagte moet hou, wat ek sien mense baie keer uit die oog verloor. En die grootste risiko is eintlik inflasie. So wat baie keer gebeur met mense wat afgetree het, soos met die leser, is jy neem nou elke maand jou volle rente wat verdien is. Jy neem elke jaar jou volle rente. So wat gebeur, Jaco? Ek het vandag R1 miljoen in die SA Retail Savings Bonds. 2027 het ek R1 miljoen daar, 2028 het ek R1 miljoen daar. Maar prof, is mos nie 'n probleem, ek het mos nou rente-inkomste elke maand gekry, so ek kon nou leef daarvan. Ja, maar Jaco, jou R1 miljoen is nou minder werd. Jy kan minder daarmee koop. Okay. Jy kan nou minder daarmee koop, en kom ons sê jou rente bly 8% of 8.75, dan beteken dit, ja, jy gaan volgende jaar weer jou R7.300 rente per maand kry, maar jy gaan minder daarmee kan koop. As gevolg van inflasie, hierdie koopkrag het afgeneem. Absoluut, so dis vir my die grootste risiko, as jy nie 'n opbrengs kry wat groter is as die rente wat jy neem nie, dan gaan jou koopkrag afneem, jy gaan letterlik armer word.
So Prof, wat het jy 'n beter voorstel met die beperkte inligting tot jou beskikking? Jaco, as ek in die breë trekke kan praat en ek weet daar's baie adviseurs wat hulle kliënte so adviseer, dan sou ek vir hierdie leser gesê het, vat so 3 tot 5 jaar se inkomste wat jy nou moet jou inkomste mee aanvul. En dalk sit dalk nog so R100,000 by vir 'n noodfonds, want ons weet nie wat gebeur nie. Life happens. My somme sê dit gaan so R700,000, R600,000-700,000 dalk wees, en sit dit op 'n meer konservatiewe belegging. Ek weet nie of ek noodwendig SA Retail Savings Bond of die bank sou gebruik nie. Daar's baie instansies wat inkomstefonds portefeuilles het, wat ek wil presies se doelwit is om jou bankdepositos met 1 tot 2% uit te presteer. So daar's 'n rapsie meer risiko, maar dis ook gewoonlik baie meer belastingvriendelik, want jy verdien nie net rente nie, dit maak ook kapitaalwinste, en dan neem jy daaruit jou maandelikse inkomste. En Jaco, vir my die lekkerte daarvan, en soos met die Retail Savings Bond, soos met die bankdepositos, jy hoef nie bekommerd te wees oor jou kapitaal nie. Jy kan met gemak elke maand jou inkomste neem, jy hoef nie te stres nie. En jou kapitaal word aan een kant belê en dit groei. Is dit wat jy? En dan vat jy, Jaco, As die jy nog res nie van by jou die res nie. kapitaal, Okay, ek is nou een stap te en jy ver. belê dit vir groei. Want jy wil 'n behoorlike opbrengs 10 tot 12% verdien per jaar, sodat daardie kapitaal van jou kan groei, sodat dit kan meer werd word, sodat jy jou, ek wil amper sê, jou koopkrag kan probeer bewaar, en dan kan jy in die toekoms weer uit hierdie groeibelegging uit geld terugskuif na jou inkomste belegging, waar jy dan maandelikse inkomste neem. So Prof, die praktiese voordeel eintlik van hierdie voorstel van jou is dat jy het 5 jaar se inkomste, is jy eintlik redelik veilig. Jy weet jy's vir die volgende 5 jaar gesorg. Daar is 'n bietjie ekstra wat inkom. Jy hoef dit nie alles te gebruik nie, maar jy kan. En jy weet ook aan die ander kant, die ander gedeelte is eintlik beskerm teen inflasie, want dit gaan groei, hopelik eintlik bietjie vinniger as inflasie. Baie beslis, Jaco. So en soos ek sê, ek weet daar's baie adviseurs wat hierdie probleem so benader. Wat wel vir my in die leser se geval 'n rooi lig is as ek nou daardie inkomste uitwerk wat hy nou aanvanklik wou neem, en ek neem aan dit is nou wat hy nodig het, dan is dit hier in die omgewing van 8% van sy kapitaal. Terwyl die riglyn waarskynlik nader aan tussen 4 en 5% gaan wees. So hy trek eintlik 'n baie hoë addisionele inkomste. En as ons nou 10 tot 12% kan verdien op die groeibelegging, maar jy trek 8% op jou totale kapitaal, dan op daai groeibelegging ploeg jy maar 2 tot 4% terug by jou kapitaal, en dis net die helfte van jou geld. So jou kapitaal groei eintlik net met 1 tot 2%, wat minder is as inflasie, selfs as die Reserwebank dit tussen 3 en 4% kan hou. So jou kapitaal, alhoewel dit in hierdie geval 'n bietjie gaan groei, gaan nog steeds afneem, en iewers in die toekoms gaan jou inkomste begin afneem, omdat jy nie jou kapitaal teen inflasie kan beskerm nie. Prof, dis 'n mond vol. Ek hoop ons kykers hou kop. Gelukkig, Jaco, kan hulle rewind en oorkyk. Ja. Ek dink julle wil weer vir jou luister, nee, gepraat. Jaco, so as ons daarmee kan afsluit, ek dink wat belangrik is dit is definitief die moeite werd om al met 'n adviseur te gaan praat, wat vir jou hierdie opsies kan verduidelik, die somme kan doen, en dan is 'n meer gebalanseerde strategie gewoonlik die beste opsie. Is dit nou al wat het jy nou genoeg gepraat, of wil jy nog ietsie sê? Ek is nou klaar, amen. Okay, nee, ek dink. So, hopelik vir die kykers, hopelik die persoon wat die lesersvraag gevra het, hier so 'n bietjie raad, net om so, die idee daarvan is om jou kop aan die gang te sit en besef, daar's klomp opsies op die tafel, dit is nogal ingewikkeld, en Prof maak dit meer ingewikkeld dalk as wat dit is, of eenvoudiger, dalk is dit selfs meer ingewikkeld, maar ek dink op die ou end, vir my, jy gaan moet hulp kry. Ek dink dis die groot ding. Ek dink min mense het genoeg kennis om dit self te kan doen, en ek dink is baie keer goed om 'n tweede opinie te kry, want baie keer is dit maklik om 'n oulike produk te verkoop en dink jy kry vreeslik baie geld om te begin, maar na 5 of 6 jaar dan raak jou kapitaal minder werd. So, dis my storie, dis my mening hieroor. Lekker dag.